Goeiemôre, welkom by vandag se oggenddiens. Dit is my gebed dat hierdie boodskap vandag vir jou 'n groot seën sal wees. Deur hierdie YouTube kanaal het God vir ons 'n geleentheid gegee om al meer as 10 miljoen kykers met ons Afrikaanse boodskappe te bereik. En ons glo, dis nog net die begin. Jy kan help om die woord van God verder te versprei deur hierdie boodskap te deel met vriende, familie wat jy weet vandag die woord van God nodig het. Besoek gerus raymondlomba.com vir meer video's, artikels en boeke wat jou in jou geloof kan versterk. Geniet die boodskap wat nou volg en mag dit jou lewe verryk in Jesus Christus, ons Here. Amen. So, vriende, ek wil baie graag hê dat jy jou Bybel oopmaak en miskien 'n bietjie verrassend vanmôre, waar ons gaan nog steeds Lukas toe, steeds Lukas 19, maar ek wil nie spesifiek my bepaal by vers 11 nie, want in werklikheid moet ek nou van vers 11 met jou praat. Ek wil nie dit vanmôre doen nie, ek wil nie verby vers 11 beweeg tot en met vers 29, en die rede daarvoor is, vers 11 tot vers 28 sal ek by volgende geleentheid hanteer, want dit is 'n gelykenis oor die ponde, maar van vers 29 af, het ons waar Jesus, onthou julle die afgelope paar weke, kom ons van Jerigo af. Eers was ons Galilea, toe het ons pad gevind tot in Jerigo, en toe gaan Jesus by Jerigo uit, en julle het ons nog gehoor wat alles daar gebeur het, met die blinde man, en met Saggeus en almal, die een voor Jerigo, die een na Jerigo, wat alles daar gebeur het. En toe sal ons nou daar op in die hooglande van Juda, en nou kom hulle in Jerusalem. Maar toe Jesus, en hy het ook 'n gelykenis vertel, wat hier neergestip was deur Lukas, wat hy tussenin ingegooi het, die gelykenis van die ponde. Maar die storielyn loop eintlik verder, vers 29. Daai insetsel van Dr. Lukas, vers 11 tot en met vers 28, sal ek by die volgende geleentheid, wanneer ek dit kan doen, sal ek dit hanteer wanneer ek daarby kom. Maar nou gaan ons, want hulle is nou op reis, maar nou het Jesus gekom bo by Betanië, waar hy oornag altyd by Lazarus en sy twee sissies, Maria en Martha. Nou moet hulle af, van die Olyfberg af, in die stad Jerusalem in. So hier tel die storie weer op, vers 29. En toe hy naby Betfage en Betanië kom. So nou is Jesus net diskant. Hy is nou net deur die woestyn. Jerigo lê agter hom in die ooste. Hy het wes geloop, en soos wat hy naby die Olyfberg kom, want net ander kan die Olyfberg, as jy in Jerusalem is en jy kan oos kyk en jy kyk oor die Olyfberg, links oor die Olyfberg, dan het jy Betfage en Betanië. Maar Jesus kom ons van die ooste kant af, so hy kom nou op. En soos wat Jesus aangestap kom, toe hy nou naby die twee dorpe kom, en hy weet, as hy daar kom, gaan hy daar oornag. En as hy dan geoornag het, dan moet hy nou daar af die volgende dag, afhangend hoe laat dit is, van die dag wat hy daar arriveer. En nou lees ons, Lukas 19, vanaf vers 29. En toe hy naby Betfage en Betanië kom, by die berg wat die Olyfberg genoem word, is aan die agterkant, het hy 2 van sy disippels uitgestuur, en het vir hulle gesê, so hy kies 2 van sy 12 manne, hy sê, gaan in die dorp reg voor julle, en as julle daar inkom, sal julle esels vol vind, wat vasgemaak is, waar geen mens ooit op gesit het nie. Maak hom los en bring hom, want onthou, hierdie is nou die kruisigingsweek. Hierdie is die kruisigingsweek. Die week gaan hy gekruisig word. Dis hoekom ek dit nou hanteer, want Vrydag het ons Vrydag-oggenddiens, ons goeie Vrydag-oggenddiens, eerskomende Vrydag. So ek wil dit nou hanteer, want hierdie het gebeur voordat Jesus gekruisig is. En as iemand julle vra, vers 31, waarom maak julle hom los? Moet julle so vir hom sê, die Here het hom nodig. En die wat gestuur was, gaan toe en vind dit soos hy aan hulle gesê het. En terwyl hulle die vul losmaak, toe sê die eienaars aan hulle, waarom maak julle die vul los?
waarom maak julle die vul los? En hulle antwoord, die Here het hom nodig. Hulle bring hom toe na Jesus toe, en hulle lê hul klere op die vul, en laat Jesus daarop sit. En terwyl hy voortgaan, gooi hulle hul klere oop op die pad. En terwyl al naby die afdraand van die Olyfberg kom, gaan ons nou so af, tot langs Getsemane verby. Reg langs Getsemane verby, tot in die spruit Kedron. En dan gaan jy op, dan gaan jy in by die oospoort in Jerusalem in. Gaan dan met die afdraande af. En toe hy al naby die afdraand kom van die Olyfberg, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Terwyl hulle sê, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. Vriende, koning ry nie gewoonlik op 'n esel nie, behalwe as jou naam Saul is. Hulle ry perde, maar hy kom op 'n eselsvul. En sommige van die Fariseërs wat die skare dit hoor sê het vir hom, hulle sê, meester, bestraf u disippels. En hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. En toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween. Nou is Jesus in trane. Hy sit op 'n jong eselsvul en hy's in trane. En hy sê, as jy tog maar ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek. As sal daar oor jou kom, dat jou vyande 'n skans rondom jou sal opwerp en jou omsingel en jou van alle kante insluit. Hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Daar is 'n oordeel as God jou besoek het en jy laat die geleentheid by jou verbygaan. Vader, seën hierdie woord om Jesus ontwil. Roep ons tot U vanmôre, seën dit in ons harte. Amen. So, dis interessant dat die profeseë van die Bybel het ons 'n plek waar paaie mekaar ontmoet. Want wat hier gebeur, dis die finale week van Christus se lewe op aarde voor sy en sy opstanding met sy verheerlikte liggaam. En ek wil jou aandag vestig op 'n baie betekenisvolle gebeurtenis in die week, dieselfde week wat hulle ons Here gekruisig het. Voor sy triomfantelike intog in Jerusalem, want dis wat dit was, want hulle het almal gesê, geseënd is die koning wat kom. Voordat hy die Godstad Jerusalem binne gaan, toe stuur hy eers 2 disippels om vir hom 'n eselsvul te gaan haal, daar in die dorp, daarvoor. En hulle sou dit vind op 'n plek, wil ek sê, by wyse van spreuke, waar 2 paaie mekaar ontmoet. En ek sal dit net verduidelik, want hulle moet die 2 terloops, jy sal net nou sien, dit was nie net 'n eselsvul nie, die moeder, die eselsvul en die ma, hulle was by mekaar vasgemaak. En natuurlik, as jy die vulletjie wil wegvat, dan gaan jy probleme kry met die moeder, hulle het al 2 losgemaak, want Matteus vertel, in sy verhaal, in Matteus 21, hy sê, julle sal 'n eselsvul vind, vers 2, en 'n vul by haar, maak haar los, en bring hulle vir my. So die jong vulletjie kom, met die ma wat nou saamkom.
En as iemand vir julle iets sê, moet julle sê, die Here het hom nodig, en dadelik sal hy julle stuur. En nou staan daar, en dit alles het gebeur, sodat vervul sou word die woord, wat deur die profeet gespreek is. Sê vir die koning van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vel van 'n pakdier. So aangrypend, dat Jesus kon ewe maklik, soos wat hy dit altyd gedoen het, afstap teen die Olyfberg. Maar hierdie keer, vandag, is dit anders. Hy wil ry op die vel van 'n esel. Hy wil nie instap nie. Hierdie keer doen hy dit heeltemal anders. En daar kan net een rede wees hoekom hy dit anders doen as sy hele lewe van 33 jaar wat hy Jerusalem toe gegaan het, kom hy hierdie keer homself wanneer hy kan loop en hy klim op die vel van 'n eselin. En natuurlik is dit omdat Sagaria hoofstuk 9 sê, verheug jou grootliks, dis Sagaria 9 vers 9, verheug jou grootliks o dogter van Sion, juig o dogter van Jerusalem, kyk jou koning kom na jou toe, regverdig, en 'n oorwinnaar is hy, nederig, en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vel van 'n eselin. Hy gaan nie op 'n esel nie, hy gaan nie op 'n perd nie, hy gaan nie te voet nie, hy gaan nie op 'n donkiekar nie, hy gaan die stad inkom op 'n esels vel. Daar is nie 'n meer nederige manier as om die nederigste dier te gebruik, 'n donkie en 'n esel, en dat hy klim op die vel van 'n esel, 'n jong eseltjie, die vel. En hy maak hom tuis, en die mense gooi hulle klere op die esel, en hier sit Jesus, kan jy dink, op 'n klein jong donkie op 'n esel, en hier met die 2 groot ore, en daar gaan hulle teen die bult af, en die ma kom nou net hier, want dis haar kind, en sy bly net hier by hulle, en die 2 loop nou saam, en Jesus, hy klim op die donkie, hy klim op, want die profeet het gesê, wanneer hy kom, ry op die vel van 'n pakdier. Hy ry nie op die pakdier nie, hy ry op die villetjie, wat niemand nog ooit opgeklim het nie. En ons weet nie, was dit 'n billetjie of wat dit nou was nie, maar wat ons weet is, heel tevrede dat Jesus op hom ry. En hier gaan die 2 teen die bult af. Nou, daai ding wat daar gebeur het, die mense, hulle juig, want hulle het die blindes gesien wat gesond geword het, die dowes wat hoor, die lammes, die krepeles wat langs die pad gesond gemaak is. En nou blinde Bartimeus en sy vriend en al die ander, hulle travel mos nou almal saam Jerusalem toe, en hulle juig, en hulle kan sien, en daar's vreugde in die stad, want hier kom die koning. Sy disippels juig, en Jesus sit ewig gedwee, rustig tuis gemaak, op die vel van 'n esel. Hoe betekenisvol, dat die paaie van die lewe mekaar daar ontmoet. Dit was 'n goddelike beskikking. Want dit sou ook aantoon, dis die koning. Want die Bybel het gesê, wanneer jou koning kom, sal jy hom sien ry op die vel van 'n esel. En ek bedoel, hulle die Ou Testamentiese geskrifte. Die Fariseërs het dit, die Sadduseërs het dit, die Sanhedrin het dit, die Herodiane, hulle het dit, die mense die skrifte, maar is blind. Hier staan, tussen hulle skrif, jou koning kom ingery op die vel van 'n eselin. Wel, hier sit die man op die vel van 'n eselin. En hy kom nederig, en hy's 'n oorwinnaar. Hy's nie bang nie. En so, die triomfantelike intog wys vir ons, het iets gebeur. Wat het gebeur daai dag? Die verlede en die toekoms het mekaar op dieselfde plek ontmoet. Honderde jare van tevore het die profeet Sagaria geprofeteer, eendag sal jou koning kom op die vel van 'n eselin, die oorwinnaar, en hy's nederige mens, hy kom na jou toe. En hy sal op 'n esel ry. Hier kom Jesus af op die berg, op daai eseltjie. En net hier ontmoet Bybelprofesie
en vervulling mekaar van aangesig tot aangesig met 'n man wat op hierdie esels val. En die Bybel sê hy's regverdig, hy is nederig, hy is 'n oorwinnaar en hy kom na Jerusalem. Hy is nie op pad noorde toe nie, hy is nie op pad Jerigo toe nie. Die koning moet altyd Jerusalem toe kom. Hy kom Jerusalem toe. So wat lankal gesê was, is nou vervul. Hy ry op sy jong eselsvul wat hy nou gevind het. Hoe betekenisvol? Die koning kom die stad in, presies die Bybel gesê. En sy boodskap is ook baie duidelik, waar hulle mekaar ontmoet. Want ek bedoel, wat hy eintlik sê, sonder woorde, praat Jesus met die hele volk, en met al die leiers, en onthou die fariseërs is daar, en wat hulle sê vir hom, maar jy moet hulle stil maak, die mense wat sê, jy is 'n koning, maak hulle stil. Jesus sê, as ek vir hulle sê, hulle moet stil bly, gaan die klippe uit, terwyl julle hoor roep klippe, los die mense uit. Maar ek bedoel wat Jesus nie gesê het in woorde nie, wat hy deur sy optrede vir hulle wys is, ek is die koning. Ek is op die eselsval. Ek ry die stad in. Dis ek. Ek vervul die profeseë. Is julle blind? Lees julle nie? Ek is die nederige een. Ek is die regverdige. Ek is die oorwinnaar. Ek bring vervulling aan alles wat geskryf is in die Ou Testament. Ek vervul dit in my lewe. Ek ry dit uit. Want onthou daar kom ons nou 'n Nuwe Testament in die stad. Toe het ons nou daai aand, toe het ons nou begin, toe hulle ons nou die nagmaal en die brood het hy gebreek en die Pasga verander in die nagmaal wat ons nou gebruik. So alles het begin verander. Die ou verbond kom tot 'n einde. Jy kan sê Jesus ry die ou verbond uit want Hebreërs hoofstuk 8 sê dat die ou het verbygegaan, daar's nou 'n nuwe. Ek bedoel die aand toe hy daar sit en hy sê vir hulle dis my bloed, die bloed van 'n Nuwe Testament, 'n nuwe verbond. Die ou verbond is nou klaar. So alles wat in die ou verbond gesê was, het gekulmineer, is vervul en hier het ons nou 'n nuwe verbond deur Jesus homself. Ek bedoel Jesaja het geprofeteer dat hy eendag sal kom. Micha het geprofeteer hy sal gebore word in Bethlehem. Sagaria het geprofeteer hy sal eendag as 'n man, as 'n koning in die stad ingery kom op die vul van 'n eselin. Hy het dit nog nooit van tevore gedoen nie. Want hierdie keer is dit anders. Hy het altyd ingekom as Jesus. Maar hierdie keer kom hy as die koning. Die mense roep uit, die koning is hier, die koning is hier. En is die koning wat hulle gekruisig het, want 'n paar dae later staan daar die koning van die Jode. Dis die koning. Die hele boodskap is, hier kom jou koning, Jerusalem. Wees bly, hier is jou koning. Hulle wil niks van hom weet nie. Sy disippels en die mense wat gesien het wat hy doen, hulle juig, maar die stad word opgemaak. Dawid het gesê, hy sal opstaan, ook uit die dood uit, sodat julle kan hom maar doodmaak, die een wat op die eselsvul kom, hy sal weer opstaan. Maar Dawid in Handelinge 2 lees ons, hy het gesê, sal my siel in die doderyk oorlaat nie. Ek sal weer opstaan uit die dood uit. So dan kom 'n nuwe era. Dis waar die twee paaie mekaar ontmoet. Want jy sien, dieselfde man wat op die esel gery het, die vul van 'n eselin, is dieselfde man wat aan die kruis gehang het, die koning. Hy's gekruisig. En hierdie week herdenk ons die kruisiging van ons koning. Maar ook, God dank, volgende week, die opstanding van ons koning uit die dood uit. En dit laat my wonder. Het die verlede en die toekoms, die twee paaie in jou lewe, mekaar al ontmoet? Het die een wat op die esel gery het daardie dag, die koning, wat gekruisig is, maar uit die dood uit opgestaan het hy en jy mekaar al ontmoet? Important. Is belangrik. Het die verlede en die toekoms mekaar in jou lewe ontmoet? Want die verlede en die toekoms kan mekaar net in Jesus Christus ontmoet. Kan nie op 'n ander plek wees nie.
Want die verlede en die toekoms, die regverdige, het mekaar ontmoet in Jerusalem, die plek van die kruis. Maar alwaar ek Jesus kan kry, is by die voet van die kruis. En die plek van die kruis is in die stad Jerusalem. Dis waarna toe die koning gery het. En dit laat mense net wonder, hulle het die geleentheid gehad daardie dag, die Fariseërs, om uit te roep, die koning, maar in hulle blindheid, in hulle hardheid van hart, kon hulle dit net nie reg kry nie. Hulle kon dit nie doen nie. Het jy die geleentheid al gebruik, my vriend? Dierbare? Waar jy erken dat hy is die koning. Jy glo dit soos dit geskrywe staan. Hulle het ook dit gehad op skrif, maar hulle wou dit nie aanvaar nie. Jy het dit hier op skrif, God se woord. Jesus het die toekoms ingery, en wat aangrypend is, as jy daaroor dink, waar ons vandag is, in wêreldgeskiedenis, is daar meer as 8.3, 8.4, sommige mense maak geluid en sê, ons is nou by 8.5 biljoen mense op aarde, waarvan daar net 2.4 biljoen Christen is, en terloops, as jy dit nie weet nie, die kerk is die van Christus, is die grootste godsdienst op aarde, tweede grootste is die moslims, maar ons is eerste, God dank, nie omdat ons eerste wil wees nie, maar dat meer mense so gered is, daarvoor dank ons die Here. Maar 2.4 biljoen mense op aarde, maar net 2.4 biljoen is gered, wat eintlik beteken, ons sit met tussen 5 en 6 biljoen ongeredde mense. Ek sê nou, terwyl ek met jou praat, oor die 5 biljoen mense, bykans 6 biljoen, ongered. Hulle weet nie van die koning wat op die eselsvul gery het nie. 2.3 biljoen van die mense weet nie van 'n Jesus nie. Hulle weet nie van die koning nie. Hulle weet nie van 'n Bybel nie. Hulle het nog nooit sy naam gehoor nie. Hulle weet nie wie hy is nie. Hulle weet nie van die man wat daar afgery het in die stad in en geween het oor die stad. Hulle weet nie wie Jesus is nie. Maar ek en jy, ons het geen verskoning nie. Ons het die woord van God en ons het die evangelie. Is ons gewillig om ons lewe te evalueer en te vra, is daai man wat op die vil van 'n esel gery het in my lewe? Die een wat die stad ingegaan het, na Jerusalem, en toe hy in die stad kom, wat het hy gedoen? Hy het geween. Die skrif sê, en toe hy die stad sien, het hy geween oor die stad. Hy het trane gestort oor Jerusalem. My vraag is, waar is die plek waar ek en Jesus mekaar dan kan ontmoet? Daar is net een plek. Daar's net een plek. En dis by die voet van die kruis. En dis in Jerusalem. Dis waar hy vir ons gesterf het. Want jy sien, as jy eers daar was, verander dit jou lewe onherroepelik. Jy kan net nooit weer dieselfde wees. As jy die man op die eselsvul ontmoet het, verander hy jou lewe. Dit is nie weer dieselfde nie. Wanneer jy die nederige koning ontmoet het, dan verander dit my. Want jy sien, ek ontmoet hom daar waar Abraham vir Isak vasgemaak het op die altaar. Op die berg Moria. Want dit is dieselfde plek as Golgotha. Dis waar Jesus gekruisig is. Jy sien, alles kom na een punt toe. Wat is die kans dat die aarde so groot is in die plek waar Abraham sy seun Isak vasgemaak het om hom te offer? En God spaar hom en sê vir hom, daar's vir jou 'n bok wat met sy horings vasgehak het, 'n ram. Slag hom, laat jou seun vrygaan. Maar toe God se seun daar hang, het hy gesterf. So die mense wat saamgegaan het, is Jerusalem toe. Hulle is uiteindelik
En net daarna, Golgotha toe, om te gaan kyk hoe hy gekruisig word. Jy sien, Jerusalem is die plek waar die verlede en die Here, daai twee paaie mekaar ontmoet. Maar ek het vir jou nuus. Jerusalem is die plek waar jy eendag jou Here van aangesig tot aangesig sal sien. Want die Bybel sê, daar kom uit die hemel 'n nuwe Jerusalem, wat op die aarde sal neerdal. En daar waar die nuwe Jerusalem uit die hemel uit sal neerdal op die aarde, daar sal ons eendag ons Here sien. Nou as hy kom met die wegraping en hy kom haal ons voor dit, dan sien ons hom in die lig. Die Bybel sê in 1 Tessalonisense 4, ons sal hom in die lig ontmoet. As jy hom nie in die lig ontmoet nie, dan gaan jy hom in die hemel ontmoet. As jy sterf voor dit, gaan jy hom in die hemel ontmoet. En die wat nie dit gemaak het, met die wegraping nie dood is, jy kan deur die 7 jaar groot verdrukking kom, hy kom Jerusalem toe. Jy wil nie deur die groot verdrukking gaan nie, maar jy weet wie het gemaak nie. Maar ek het vir jou nuus. Daai man, wat die verlede en die Here by 'n mens se lewe bymekaar bring, wat jy was en wat jy nou geword het, wat jy nou is, deur sy genade. Daardie man, Jesus, die koning, sal eendag saam met jou as sy kind in die strate van die nuwe Jerusalem wandel, waar Jerusalem nou is. Met jou koning, die nederige, die oorwinnaar. Jerusalem, dis nou 'n plek van stryd. En Benjamin Netanyahu en die Jode, hulle veg vir oorlewing teen 'n oormag van Arabiere en ander vyandige volke om hulle. Dis waar. Maar Jerusalem het 'n toekoms. Jesus het geween. Maar daar kom 'n dag wat Jerusalem is 'n plek van heerlikheid en blydskap en vreugde oor die hele aarde. Die Bybel sê, dis die plek van vreugde oor die hele aarde. Die nuwe Jerusalem gaan die grootste vreugde en blydskap ken op die aarde tot in alle ewigheid. So waar die man trane gestort het, daai man wat op die eselsvul gesit het, gaan met skitterende oë en blydskap in sy hart vir jou en my in die nuwe Jerusalem eendag aanskou. Kan jy dink, as jy daardie man se oë kan sien, en jy kan in sy oë kyk, in daardie stad, Jerusalem, waaroor hy geween het, maar wat dan in heerlikheid gaan neerdal, die nuwe Jerusalem. Nou my vraag is, het jou in sy pad al iewers gekruis? Waar het dit gebeur? Ek weet wat myne gebeur. Myne het die ander kant gebeur, nie te ver nie. In Saldanha, onder 'n boom, 11 uur die aand, daar het ek hom ontmoet. Daar het ek my hart vir hom gegee. 1978, Augustus maand, daar in Saldanha, het ek my Jesus ontmoet. As ek die naam Saldanha hoor, is altyd musiek in my ore. Dit is die plek, sal ek dit ooit vergeet? Waar is jou plek? Waar het jy jou Here ontmoet? Kan jy onthou? Was dit in 'n kerk? Was dit in 'n huis? Was dit in die veld? Waar was dit? Waar het julle paaie gekruis? Van toe af het ons lewe verander. Ons dank die Here. Ons hoef nie die breë pad te volg wat lei na die ewige hel nie. Daar is 'n smal weg. Want jy sien waar die twee paaie kruis, draai hulle mos van mekaar weg. Die een bly 'n breë pad wat lei na die hel, en die ander is die pad, 'n smal pad, maar daar's 'n poort. Jy kan nie op die smal pad kom. Matteus 7 vertel hierdie koning van die smal weg en die breë weg. Daar's ook twee paaie. Maar om te kom van die breë weg na die smal weg, moet jy eers deur 'n poort gaan. Daai poort is wedergeboorte. As jy nie weergebore is, kan jy nie op die smal weg bevind nie. So iewers moet daar 'n krisismoment gewees het in jou lewe waar jy jou Jesus ontmoet het. Iewers moet jou lewe verander het. Dit mag nie dieselfde bly nie. Dit kan nie. Jy kan nie daai koning in jou hart hê, in jou lewe hê, en jy leef nog steeds jou ou lewe nie. You can't do that. Die nederige,
die regverdige, die oorwinnaar, die heerlike. Hy is in ons hart. Hy het ons verander. Waar was jou kruispad? Waar het die twee paaie ontmoet? Kom ons bid saam. Here, ek dank U en ek sal U tot in ewigheid dank vir die oomblik toe U in my lewe ingestap het. Toe my lewe van rigting en koers verander het. Dit is vir my kosbaar en ek sal dit nooit vergeet nie. Want U dienaar Petrus het in sy brief geskryf en Petrus het gesê, as jy die reiniging van jou vorige sondes vergeet het, is jy blind en kortsigtig en weet niks. Here, ek wil altyd onthou wat U vir my gedoen het. Toe U my sondes uitgedelg het en my 'n nuwe lewe gegee het. Daar waar ons paaie ontmoet het in ou Saldanha, sal ek dit ooit vergeet. Ek dank U, Here. Vader, ek bid vanmôre dat U niemand sal sit wat hierdie woord gehoor het oor die paaie van die lewe, die pad wat Jesus met 'n jong esel gery het, wat geprofeteer was. Hy sal daai paadjie afry op 'n eselsvul van die Olyfberg af. En dit sal die koning van alle konings wees, omdat hy 'n nederige man is. Kom hy nie op 'n perd nie, maar hy kom op 'n esel. Here, en daar in daai stad waar U trane gestort het met U lyding en waar hulle U verwerp het, en Pilatus het vir hulle gesê, daar is julle koning, vat hom. En julle het gesê die volk, weg met hom, weg met hom, kruisig hom, so mens behoort nie te lewe nie. Hy het vir die volk gesê, ek 'n homo, daar is die mens. En julle het gesê, weg met so mens, ons soek hom nie hier nie. Maar die koning het stil gebly. En hy het sy kruis gedra tot op Golgotha's heuwel, waar hy sy lewe vir ons gegee het. En met groot oorwinning 3 dae later uit die dood uit opgestaan het. En almal nooi in die hele wêreld, kom na Jerusalem, kom na Golgotha. Laat jou pad jou lei na Golgotha. Here, ek bid dat niemand wat na my luister, se lewenspad hulle wegneem van Golgotha. Here, trek hulle voete, stuur ons voete na Golgotha, na die pad na Golgotha's heuwel, na die voet van die kruis, waar ons in eerbied en verwondering en ootmoed kan neerbuig voor die koning en bely en sê, U is die koning. U is die koning. En ons erken U. Vader, dankie vir 'n nuwe pad, vir 'n nuwe lewensweg tot U heerlikheid. En Here, al loop ons waar, al vlieg ons waarheen, al reis ons waarheen, ons almal weet, daar kom 'n oomblik, Here, waar my voete gaan instap in die nuwe Jerusalem. Here, ek kan ver gaan loop, maar U bring my voete, Here, bring my voete in die nuwe Jerusalem. Ek bid dit in die naam
van die groot koning, die nederige, die oorwinnaar, die een wie se naam is Jesus. Jesus van Nasaret, die seun van Dawid. Ons bid dit, Vader, in sy lieflike naam. Amen. Mag die koning jou seën.